This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Wat snaaks om jou hier te sien. Jy weer 'n probleem? Dion, bly stil, jy weet van niks. Kom, hulle slaap vanaand, ons het ons klaar gereël. Wel. Seker 'n baie groot probleem is dat jy jou toevlug tot hierdie deel van die familie, nee? Dion, shut up. Gaan kry liewer vir ons 'n bier. Nee, dankie, ek wil net terug. So wat bring jou hier nou toe? Hardus. Hy is terug in die dorp. Hy dink hy kan die beel blaas vir Rolien. Wel, ek het niks. Vertel nou van die begin af, wat is aan die gang? Jy behoort te weet, mevrou, ek het toch met jou gereël om vir Rolien te kom haal. Maar Jeannie het gesê, julle daarna weer gepraat. Sy het gesê, Rolien, gaan nie meer na jou toe nie. Dit lieg sy. En ek gaan vir 'n groot moeilikheid maak daaroor. Ek het die reg om my kind te sien. Wag nou, Hardus, sit nou eers. Lyk vir my, jy en Jeannie is nou van die begin af weer raaks. Hoekom praat julle twee die ding nie uit nie? Sy wil nie redelik wees nie. Maar jy het die saak ook verkeerd begin. As jy die staanspoor met haar onderhandel het oor Rolien pleks van met my, dan was daar heel waarskynlik geen probleem nie. Sy vir Jeannie sê, sy moet jou bel as sy terugkom. Sy beter my bel, mevrou. Sy beter my bel. Hardus, het sy jou telefoonnommer? Sy kan my universiteit toe bel. Of beter nog, sy kan my kom sien. En as sy dit teen maandag aand nog nie gedoen het nie, dan kry ek 'n hofbevel teen haar oor Rolien. Dan sal ons sien wat word van haar. Goed, Hardus. Is jy en die meisie toe getroud, Hardus? Die Naomi Kutseer? Nee, ons is nie. Hardus. Is Jeannie hier by jou? Nee, hoekom? Weet jy waar sy is? Hoe sal ek nou weet wat? Moenie vir my lieg nie, man. Hoe sal jy nou nie weet waar sy is nie? Is in die huis. Wag so 'n bietjie. Wat is hier aan die gang? Jy weet baie goed wat hier aan die gang is. Dis jy en Jeannie wat die kind van my wil weghou. Jy's mal, man. Ek het 'n Woensdag laas gesê. Jy moenie dink ek sal jou en Jeannie ooit weer vertrou nie. Nie na julle my belieg het oor julle verhouding nie. Jy het nie gerus voordat jy my huwelik verwoes het nie, het jy? Ek gee nie om wat jy glo nie. Ek het in 'n guns stadium iets te maak gehad met die mislukking van jou huwelik nie. Jy dink seker ek is groot genoeg gek om dit te glo, nee. En jy dink seker jy gaan jou geluk bou op my huwelik. Jy maak 'n fout. Gaan trou met haar. Maar kom ek sê vir jou een ding. Dis jy wat my huwelik opgebreek het en ek sal nie rus voordat jou huwelik ook opgebreek is nie. Los my! Nog iets. Daardie kind is my kind. Verstaan jy? Sy sal nooit joune wees nie. So. Moenie inmeng in haar opvoeding nie. Sy's myne. Hallo mevrou, dis Daan hier. Waar is Jeannie? Hi. Hoi. Lyk my se julle saamtrek vandag, hè? Ek is eintlik op soek na Jeannie. Kom in.
Hallo Dan. Hi, Jeannie. Hardes was by my gewees. Kan jy en hy nie maar tot vergelyk kom, Roelien? Nee. Hy kan lewe vir jou baie onaangenaam maak. Vir jou, vir my en vir Roelien. Ka daardie man. Ek weet. Weet jy hoeveel keer het ek hom al dood gewens? Ek is lief vir Roelien. Ek wil nie hê sy moet hom leer ken soos ek hom geken het nie. Want sy's nog 'n kind. En hy gaan haar knak soos hy met my amper gedoen het. As jy wil hê ek en jy moet 'n gelukkige huwelik hê, dan moet jy vrede maak met hierdie episode in jou lewe. Anders gaan dit ons die res van ons lewens oorheers. You're watching Cul-de-sac. Bewysstuk A. Meneer Robertson. Dankie, u eerlik. Meneer Tiart, kan u vir die hof sê hoe lank bestaan hierdie maatskappy Multiclinics reeds? 10 jaar, eerlik. U is die enigste direkteur, is ek reg? Ja. Hou u al die aandele? Nee, daar is 100 aandele. Ek het 40 van hulle verkoop. Aan 'n enkele persoon? Ja. So, u ander vernoot, hy sou groot finansiële voordeel getrek het uit 'n suksesvolle notering. Byna net so 'n groot voordeel soos u. Ja. Die ander aandeelhouer, wie is hy? 'n Vriend van my, meneer Abel Strydom. Nou, afgesien van sy posisie as aandeelhouer, het hy enige ander verbintenis met Multiclinics? Nee, hy is net 'n aandeelhouer. Ook 'n direkteur? Nee, hy woon in Londen. Buitendien hy wou nie direkteur word nie. Ek het dit vir hom aangebied. En hoe lank hou hy al die aandele? 5 jaar. En het hy dit nog? Ek het so gedink, ja, maar ek het verneem dat hy dit intussen verkoop het. Was daar nie 'n ooreenkoms dat hy u moes geken het met die verkoop daarvan nie? Nee. U is seker? Meneer Robertson, ek is nie seker ek verstaan waarop u afstuur. Eerlik, ek hoop dit sal spoedig duidelik word. Gaan voort. Dankie. Meneer Tiart, u sê u het verneem meneer Strydom met die aandele verkoop. Wanneer het u dit verneem? Ongeveer 'n maand gelede. Kan u onthou op watter datum? Ja, die 12de van verlede maand. Met ander woorde, nadat die klag van bedrog teen u gelê is. Ja. Aan wie het meneer Strydom die aandele verkoop? Aan 'n beslote korporasie waarvan meneer Helgert McDonald lid was. Met ander woorde, u ouditeur, Ja. wat intussen dood is. Ja. Is dit wettig vir 'n ouditeur om aandele te hou in 'n maatskappy wie se boeke hy doen? Ek verneem dis onwettig. Op daardie datum toe u uitgevind het hy hou 40% aandele in Multiclinics, was die aansoek om notering vergesel van jaarstate toe reeds by die beurs ingedien? Ja. Met ander woorde, meneer Tiart, as die notering 'n finansiële sukses was, sou meneer McDonald 'n groot slag geslaan het. Ja. Sou u dus sê dat hy 'n groot belang daarin gehad het om die finansiële state so voortreffelik as moontlik te laat lyk? Ek maak beswaar, edele. Die beskuldige se opinie is nie van belang nie. Ek trek die vraag terug, u edele. Hallo. Dit was 10 jaar laas waar jy in die hof was om my te sien. Ek moes kom kyk hoe lyk regter Visser. En hoe lyk hy toe vir jou? Baie kwaai. Tee vir jou? Asseblief, ja. Die hart lyk nie vir my soos 'n skelm. Ja, maar skelms lyk selden na skelms. Ek wil vir jou een ding sê. McDonald se selfmoord was vir hom 'n meevaller. Dit gaan baie moeilik wees om sy skuld te bewys. Maar nou kan hy alles afskuif op 'n dooie man wat nie daar is om sy storie te vertel nie.
Maar sê nou sy storie is waar. Maar sê nou maar, die man is van kans gemaak. Sy het my herken. Nou weet sy. Sy weet lankal. Waarvan praat jy? My liewe man, ek kan nie lei net gaan tee drink. Liesel, as dit rugbaar word jy met die regter se vrou gaan praat het oor my dan. Hoe sal dit op die lappe kom? Sy sal nie praat nie en ek sal nie praat nie. Wat het die vraag gesê? Net dat dit tot ons albei se voordeel is. Dat ons mekaar nie seer maak nie. En hy het jy haar gevra om te beïnvloed. Nee, maar ek is seker sy sal doen wat sy kan. As jy nou rugbaar word, dan gaan my vir ewig toesluit. Aan die ander kant, dalk stel jy jou regtig vir ewig toe. Meneer Tiaart, u sê u was nie bewus daarvan dat McDonald aandele gehou het nie. Dis korrek, ja. Op daardie stadium, toe die state opgestel is. Het u enige vermoede gehad dat die state nie 'n korrekte weerspieëling was van Multiclinic se geldsaake nie? Nee. Hoe kon jy nie geweet het nie? Edele, ek is die direkteur van 18 maatskappye. Dit sou onmoontlik vir my gewees het om te weet hoe elkeen se winssyfers lyk voordat die state afgehandel is. Wat was Multiclinic se winsrekord oor, sê maar, die afgelope 5 jaar? Goed. Die maatskappy het nooit 'n verlies gewys nie. Maar ook nooit so 'n wins soos in die betrokke jaarstate weerspieël word nie. Nee. Was u nie verbaas toe u die winssyfers sien nie? Ja, was nogal. Maar my McDonald het my verseker dat die syfers reg is en ek het dit so aanvaar. Nou, as u geweet het dat McDonald aandele gehad het, sou u dan agterdogtig geword het? Ja, as ek geweet het dat die aandele so geheimsinnig bekom is, ja, sekerlik. In ander woorde, meneer Tiaart, u was op geen stadium daarvan bewus dat die jaarstate nie die waarheid weerspieël nie. Nee. Ook nie dat McDonald inderwaarheid 'n groot belang daarin gehad het om die syfers beter te laat lyk nie? Nee. Geen verdere vrae nie, u edele? Dis net as ek gedink het, nou kry McDonald die skuld vir alles. Ek het altyd gedink julle regters is heeltemal onpartydig. Ek dog julle neem nooit 'n besluit voor hulle aan alle kante van 'n saak geluister het nie. Ja, ek het na sy storie geluister en ek is glad nie beïndruk nie. Hier kom moeilikheid. Dag, Harris. Dag, Harris. Lanklaas gesien. Kan ek jou spreek asseblief? Dit klink ernstig. Kom. Wie is drink? Nee, dankie. Drink nie. Nou, wat kan ek vir jou doen? Is dit die ding van Rolien? Kyk, ek het net vir jou kom sê, vir jou en jou hele familie. As julle met my moeilikheid wil hê, dan gaan julle dit kry. Harris, moenie jy my probeer dreig nie, ek ken die wet. En as jy nie die regte prosedure volg nie, hoe verwag jy sy moet dit doen? So staak nou jou aggressie en sit, laat ons behoorlik praat. Kyk, Harris, die feit van die saak is, 'n vrou is geregtig op billike kennisgewing as die man en kinders vir 'n naweek wil hê. Sy het reëlings om te tref, sy het klere om in orde te kry. Sy het nie nodig om te reageer op boodskappe nie. So eintlik het jy nie 'n saak nie. Nou goed. Wag man, dat ek klaar praat. Ek dink Jeannie was onbillik geweest en ek het dit ook vir haar gesê. So ek glo nie dat dit is nodig dat ons 'n herhaling van die naweek se situasie het nie. Ek hoop nie so nie. Dis sy hier. Sy wou nie uitkom om met my te kom praat nie. Nou ek stuur haar nou na jou toe. En dan reël julle twee oordentlik oor Rolien. Soos 'n twee volwasse mense betaam. Jeannie? Jeannie? En wees nou maar kalm met die man.
As hy Rolien vir die naweek wil hê, gee haar vir hom. Is nog net so mooi soos altyd. Mooier. Dankie, Alice. Ek sal jou altyd lief hê. Al gebeur wat ook al. Jy weet dit, né? Maar dis is verby. Dis nie verby nie. Ginny. Terwille van Rolien. Kom ons trou weer. Kom ons gee vir haar 'n ordentlike ouerhuis, ordentlike ouerliefde. Nee. Ginny. Hierdie verliefdheid van jou op die dokter. Dis nie tydelik, Ginny. Dis by jou soos 'n siekte. Dit sal oorgaan. Dis net die duiwel wat in jou ingevaar het. Jy kan die duiwel uitdryf as jy net wil. My passie het gekom te reël vir Rolien. Ginny, luister wat ek vir jou probeer sê. Nee, ek luister nie. Jy maak 'n fout. Nee, ek maak nie 'n fout nie. Toe. Sê nou wat jy wil sê, ek moet ingaan. Verstaan jy nie? Ek het jou lief. Vir jou en Rolien. You're watching Carl. Meneer Theaart, u sê u is direkteur van 18 maatskappye. Is dit korrek? Dis korrek, ja. Het u meerderheidsaandele in al 18? 12. Watter een is die grootste? Ek bedoel wat bates betref of wat winste? Albei. Wat bates betref is Union Properties die grootste, maar die maatskappy het 'n opgehoopte verlies van R500.000. Ja, en die winsgewendste maatskappy? Multiclinics. Wat is die aard van die bedrywighede van Multiclinics? Wel, ons bedryf mediese klinieke. Bedryf. U besit hulle dus nie. Dis korrek. Meneer Theaart, kan u rofweg vir die hof sê wat die winste van Multiclinics was oor die afgelope 5 jaar? 109.000, 103.000, 115.000, 98.000 en 130.000. So 'n konstante wins. Ja. En nou meneer Theaart, kan u vir die hof sê wat die voorbelaste wins van Multiclinics is volgens die jongste state? R430.000. 430.000. Met ander woorde, 350% meer as die vorige jaar? Sal ek die vraag herhaal? Dis korrek, ja. 300%. 350. Het Multiclinics se bedrywighede aansienlik uitgebrei? Ons het 2 nuwe klinieke bygekry. U bedryf dus hoeveel klinieke altesaam? 10. So 2 uit 10 is 20%. 'n Mens sou kon verwag dat die winste met 20% sou groei, nie waar nie? Dit is nie so eenvoudig nie. Party was meer winsgewend, ander minder. Die 2 nuus was te groot is. 300% groter? Nee. 200%? Nee, ek sou sê 30%. En uit die 2 nuus wat sowat 30% groter is as die ander, so kom ons sê 60% saam, maak die maatskappy 350% groter wins. Klop dit? Nee. Maar toe u die jaarstate sien, het u, volgens u eie getuienis in hierdie hof, geen vermoede gehad dat die state nie die korrekte weerspieëling was van Multiclinics se sake nie.
Hierdie stelling is bog, meneer Theaat. U het dit nou net erken. Dit is 'n goeie ding as jy al vandag tot môre. Middag, juffrou. Middag. Kom binne. Dankie. Ek is Rita McDonald. My pa was Helgard McDonald. Stap maar. Dankie. Meneer Robertson, my pa het nie daai state gekook nie. Hy was die eerlikste mens wat ek nog geken het. Ek is jammer, juffrou, die staat is deur jou pa opgestel. Hy was die ouditeur van Multiclinics. Dat hulle vals is nie meer te sprake nie, dit is klaar bewys. Ja, maar hy was nie oneerlik nie. Sit. Juffrou, ons begaan almal foute. Ek dink jou pa het 'n fout gemaak om meneer Theaat te vertrou. En dink jy ook hy was onskuldig? Nee, ek dink dit nie. Ek dink hulle was almal skuldig. Maar hoekom verdedig jy dan vir Theaat? Dis my werk. Dis waarvoor ek betaal word. Ek is nie die regter nie. Ek is die advokaat vir die verdediging. Maar Theaat is 'n misdadiger. Miskien. My pa het so gesê. Een aand. Hy was baie bedruk. Hy het gesê, Theaat is 'n skelm. Hy het dit oor en oor gesê, Theaat is 'n skelm. Rita, jou pa was met die verkeerde vernoot teer mekaar. Maar volgens die wet het hy die bedrog gepleeg. En dis waaroor die hele saak gaan, oor wie die bedrog gepleeg het. Nie oor wie gesê het daar moet bedrog gepleeg word nie. En as ouditeur was jou pa se hand hierin baie duidelik. Ja, maar Theaat het die state geteken. Meneer Robertson, asseblief, ek vra u asseblief, dit beteken vir my meer as enigiets op aarde. Onttrek jy aan hierdie saak. Laat Theaat self die mas opkom, of laat hy sink, maar moenie hom help om met hierdie gemors uit te kom nie. Hallo pa. Hallo my kind. Ek het net met pa kom praat oor ek en stoffies. Wanneer is dit gaan oor die Amerika storie dan? Pa, ek kan nie kom vra of ek kan gaan nie, ek gaan. Ek het net die besonderhede met pa kom bespreek. Ek sien. Al wat ek van pa nodig het, is pa se handtekening sodat ek 'n paspoort kan kry, dis al. Nou dis die een ding wat ek nie vir jou gaan gee nie. Pa, wat is die verskil of ek nou gaan en of ek oor 'n jaar gaan? Wat is die verskil? Wanneer? Ons is 'n doodgewone gesin en kyk 'n bietjie na ons. Ek was geskei. Jou ma was voorheen getroud. Jeannie het teen ons sin getrou en sy's geskei. Trou is nie 'n ding wat sommer so op die ingewing van die oomblik gebeur nie. Ek weet jy's lief vir stoffies. Ek was ook lief vir my vorige vrou. Maar ek wil vir jou sê, daar's niks soos tyd om die liefde te beproef nie. Pa, daai ou storie het al horings. Alle waarhede het horings. As stoffies dan so lief is vir jou, hoekom is hy Amerika toe sonder jou? Dis die simpelste redenasie wat ek nog van 'n regter gehoor het. Waarop Adam sy geld kry. Hy kon sy besoek uitgestel het. Pa, stoffies gaan nog ergens kom in die lewe eendag. Hy weet wat hy wil hê en hy het gegaan om te kom waar hy wil wees. Hy wil met my trou en hy wil my daar by mee. Wat op aarde wil pa nog meer van 'n skoonseun hê? Ja, maar hy wil immigreer. En dit stuit my in die bos. Maar wat wil hy immigreer? Hierdie land het nie 'n toekoms nie. Waar kom jy aan sulke snert? Vir geslagte lank al woon ons hier in hierdie land. Vir oor die 300 jaar. Dink jy nie ons kan self ons heil tussen almal uitwerk nie? Wie het vir jou geleer dat ons so klein gelowig moet wees? En ek wil vir jou nog 'n ding sê, Bani. Daar is geen land sonder sy probleme nie. Om weg te hardloop sê niks. Ek sien kans. Ek is lief vir my mense. Wit, swart, bruin, almal. En ek bly liewer saam met hulle as saam met 'n klomp vreemdelinge aan wie ek minder as niks het nie. Ek het nie met pa kan praat of vergas te word op 'n stukkie regeringspropaganda nie. Noem dit wat jy wil, maar feit van die saak is as jy agter stoffies wil aandros, dan doen jy dit die dag as jy mondig is. Want ek gaan jou nie help nie. Let's go.
Dani's weg. Is hy weggeloop?